jy net jy, soos die Here jou gemaak het. Wees jy net jy, ja jy mag selfs jou eie smaak hê. Wees jy net jy, want daar's net een van jou, juis gemaak op 'n blauwdruk, als is haar fyn beplan. Goeiedag geliefdes, lees saam met my Hebreërs 4 vers 14 tot 16. Terwyl ons dan nou 'n groot hoëpriester het, wat reeds deur die hemele gegaan het, Jesus die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang, en so op die regte tyd gered kan word. Daar's 'n ding wat ons aanleer, en dis nie net Afrikaner mense wat dit doen nie, dis 'n ding wat ver kom, dit kom van Dawid se dae af. Dawid is een van die eerste ouens wat geskryf het en gaan lees het gerus in die psalms. Hy sê, ek is 'n wurm. Ek is niks anders as 'n wurm nie. En jy sal dit by Dawid hoor, en jy sal dit by Job hoor, en jy sal dit by die profete hoor. Hoe hulle voel, hulle is niks en niemand, en hulle is net laar as stof. Ek is 'n wurm. En so baie keer bepaal ons self wie ons is. Ek noem dit sommer, ek is 'n wurm syndroom. Daar's soveel mense wat ly aan hierdie syndroom, wat niks anders as 'n wurm kan wees nie, want dit is wat hulle heeldag en aldag vir hulle self vertel. En hulle is nie regverdig teenoor hulle self nie. Dis nie lekker om te glo dat jy niks anders is as 'n wurm nie. En jy kan nie dat dit jou identiteit bepaal nie. Jy kan nie, soos jy nie kan toelaat dat jy word wat ander mense van jou sê of dink, kan jy nie toelaat dat jy heeltyd word wat jy self van jou dink nie. Want aan die een kant het jy hierdie ek is 'n wurm syndroom, en aan die ander kant het jy 'n hoogdrawende syndroom. Wat dink jy's onaantastbaar en jy's net te oulik en jy is die Here se antwoord vir die mensdom. Elkeen van hulle is ewe verkeerd. En dan lees ons hier in die teks vandag, dat sê maar, ons het 'n hoëpriester wat net soos ons was, wat net soos ons versoeking gehad het, maar hy het nie gesondig nie. En daarom het hy ons redder geword, en daarom kan ons nou met vrymoedigheid na die genadetroon gaan, sodat ons barmhartigheid en genade kan ontvang. Hoor mooi, met vrymoedigheid na die genadetroon. Maak nie saak wat jy van jouself dink nie. Die troon van God is 'n genadetroon. En omdat Jesus klaar daarin gestap het, die pad vir ons oopgemaak het, is daar niks wat jou weerhou om soontoe te gaan nie. Niks wat jou weerhou om in die teenwoordigheid van God te kom nie. Net miskien dit wat jy van jouself dink. Daarmee wil ek nie sê ons moet arrogant wees en ons moet maak soos ons wil en begin eis nie, veral nie in geloof nie. Maar daarmee wil ek tog sê, as dit 'n genadetroon is waarmee ons met vrymoedigheid heen kan gaan, dan maak dit nie regtig saak wat ek en jy van onsself sê. Ons kan altyd met vrymoedigheid gaan, en dis die grootheid en die wonderlikheid van God. Dis die uitnodiging van Jesus Christus. Dis die uitnodiging van die liefdevolle Vader wat sê, kom, dat jy genade kan ontvang, kom met vrymoedigheid. So, as jy sit met gedagtes wat vir jouself sê, ek is nie goed genoeg vir God nie, ek is nie goed genoeg vir die teenwoordigheid van God nie, ek is nie goed genoeg om God se mens, God se kind genoem te word. Raak vandag ontslae van daardie gedagtes, want jy is nie wat jy van jouself dink nie, jy is nog steeds wat Jesus Christus van jou maak, en waarin die Vader vir jou uitnooi, iemand wat met vrymoedigheid by die genadetroon van God kan gaan staan daar, en wees so bietjie meer as 'n wurm, God se kind. Shalom. Wees jy
so kom wees jy net jy. Wees jy net jy, soos die Here jou gemaak het. Wees jy net jy, ja jy mag selfs jou eie smaak hê. Wees jy net jy, want daar's net een van jou. Jy's gemaak op 'n blou druk, als is haar fyn beplan. Die ou in jou is nogal oulik, so kom wees jy net jy.